God het eendag met Jona gepraat. Gaan na die groot stad Ninive en sê vir die mense dat hulle gesondig het en nou gestraf moet word. Maar Jona wou nie na God luister nie en het op 'n skip na Tarsus toe gegaan. God ken ons en hy weet van alles. Hy het 'n storm in die see laat opkom en die skip het gebreek. Die mense op die skip het baie bang geword en na hulle gode geroep terwyl Jona vasgeslaap het onder in die skip. Die mense wie dit gesien het kwaad geword en loetjies getrek om te sien wie die oorsaak van die ramp was. Hulle het Jona gekies en Jona was toe eerlik met hulle. Ek is 'n Hebreër. God het my gevra om na Ninive toe te gaan, maar ek wou nie luister nie en het op hierdie boot geklim om na Tarsus toe te gaan. God het hierdie storm oor ons gebring, omdat ek van hom probeer weghardloop het. Wat kan ons doen dat die see kan bedaar? Gooi my in die see en dit sal kalm word. Die vissers het Jona in die see gegooi en het die see dadelik kalm geword. Die storm het dadelik bedaar. Toe stuur die Here 'n groot vis om Jona in te sluk. Jona was vir 3 dae en 3 nagte in die vis se maag. Waar is ek? Ek het gedink ek is dood. Dankie Here, ek lewe. Ek beloof ek sal nou alles doen wat U vra en wy my lewe aan U toe. 3 dae later het die vis Jona op die strand uitgespoeg. Jona het na Ninive gegaan en God se boodskap oorvertel. Ninive sal na 40 dae vernietig word. Ninive sal na 40 dae vernietig word. Die mense van Ninive en selfs die koning het God se boodskap geglo. Hulle het hulle sondes bely en hulle was opreg jammer daaroor. Toe God sien dat hulle opgehou het om verkeerd te doen, was hy hulle genadig en het daarvan afgesien om hulle te vernietig soos hy gedreig het om te doen. Ek het geweet dat God dit sou doen. Dit is hoekom ek na Tarsus gevlug het. Ek sou eerder doodgaan as om te bly lewe. Toe sê God vir Jona: Is dit reg van jou om hieroor kwaad te wees? Jona het toe weggegaan en aan die ooste kant van die stad vir hom 'n skuiling gaan maak waar hy die stad kon sien. Die Here God het toe 'n plant laat groei wat skaduwee oor Jona se kop gegee het. Die skaduwee het Jona baie beter laat voel. Dis lekker koel hier. Maar vroeg die volgende oggend het God 'n wurm gestuur om die stam van die plant af te eet. Die plant het uitgedroog en nie meer skaduwee vir Jona gegee nie. God het toe 'n warm wind laat opkom en die son het Jona se kop so gebrand dat hy wou flou word. Dit is beter om dood te gaan as om te lewe. God praat toe verder met Jona. Jona, is dit reg van jou om so kwaad te wees oor die plant dood is? Ek is baie kwaad. Ek voel ek kan doodgaan. Jy is ontsteld oor die plant en dit terwyl jy niks gedoen het om die plant te laat groei nie. Die plant het oornag opgekom en het in die nag doodgegaan. Ninive het meer as 120.000 mense wat nie weet wat reg of verkeerd is nie en ook baie diere. Sal ek nie medelee hê met die groot stad Ninive nie?